afgesonder te wees van sonde. Maar is dit al wat heilig is, of is daar meer? Hoe lyk 'n lewe wat heilig is? So om heilig te wees, is nie om met die Bybel onder die arm te loop en vir almal net te wys waar hulle verkeerd doen en wat hulle foute is nie. Nee, heilig is om mense te leer wat in die woord staan en dan hulle deur hulle swakheid by te staan en hulle hande op te lig en hulle te help, en dit alles doen ons met liefde en baie geduld. Om heilig te wees beteken ook om anders te wees as wat die wêreld is. Hoekom sê ek so? Ons weet dat die wêreld behoort aan die vyand en al sy helpers, en hulle doen alles wat buite Abba Vader se woord is, buite Abba se wil is. So wanneer ons doen wat die wêreld doen, kan ons mos nie geklassifiseer word as anders nie. So waar gaan soek ons hoe om heilig te wees? Het julle geweet dat daar 'n boek in die Bybel is wat vir ons presiese riglyne gee hoe om heilig te wees? Dit is die boek van Levitikus. So die meeste mense wat die Bybel lees vinnig deur die boek van Levitikus, want hulle verstaan nie die geestelike waarde wat die boek het nie. Of hulle dink die boek het nie meer van toepassing op ons vandag nie. Dis vir daai mense geskryf in daai tyd, en dan skiep hulle sommer die hele boek. Maar as jy nou al 'n lang pad saam met Abba Vader stap, dan weet jy dat alles wat in die woord opgeskryf is opgeskryf om ons te leer en om ons te wys waar ons tekort kom, waar ons kan verbeter en waar ons alledaagse wandel op aarde moet anders wees. So kom ons gaan doen, of kom ons gaan maak, soos Rolf ons geleer het, van 'n Hebreëse mindset. Kom ons gaan stap deur die boek en kyk aandagtig en deeglik na wat Abba Vader ons vandag wil leer hoe om heilig te wees. So, voor ons begin met die boek, wil ek net sê dat ons moet onthou dat reëls van Abba Vader is gegee om ons te beskerm. Dis nie gegee om ons lewe moeilik te maak of om al die van weg te vat, soos wat baie mense dink nie. Die woord is aan ons geskryf in liefde van iemand wat ons lief het en wil hê dat ons moet floreer in alles wat ons doen. So met dit in gedagtes, kom ons gaan stap deur die boek en gaan kyk bietjie wat Abba Vader vandag aan ons wil openbaar. Die boek van Levitikus begin oor reëls hoe om offers aan Abba Vader te bring. En die vraag is, hoekom is dit belangrik? Dit is belangrik om te weet, want Abba duidelik aan sy volk gesê dat hulle hom nie mag aanbid soos wat die ander volke dit doen nie. Want die ander volke doen aanbidding deur losbandigheid, selfseer en wanorde. En ons weet dat Abba Vader leer ons, wanneer ons aan hom offers bring, is daar 'n orde. Die offers word gedoen deur priesters wat gesalf is om in diens te staan. En daar is sekere maniere wat die offers moet gedoen word en ook sekere tye. En dan is daar ook verskillende diere vir verskillende offers. Ons weet dat vandag is ons die priesters en ons word gesalf deur Heilige Gees wanneer ons Yeshua in ons lewe aanvaar en nou mag ons die offers aan Abba Vader offer. So kom ons gaan kyk na die offers en hoe pas dit in ons lewens vandag? Die eerste offer, of eerstens, 'n offer is iets wat jy gewillig na Abba toe bring. Jy moet nie gedwing word of
dit net doen omdat ander dit doen. My vrou gaan kerk toe, so nou gaan ek kerk toe. Nee, dit moet gewillig wees. Jy moet dit doen omdat jy dit wil doen. Volgende, dit moet lammers of beeste wees. So met ander woorde, dit moet iets wees wat waarde het. Nou ons weet dat geld nie vir Abba enigiets beteken nie. So wat dit sê is, dit moet iets wees wat jy nie net gee omdat jy dit nie meer nodig het nie. Dit moet iets wees wat waarde het vir jou. Volgende, dit moet jou eerste wees. Dit sê dat jy nie as laaste gedagte gou ietsie bymekaar skraap en dan dit aan Abba gee omdat jy vergeet het aan die begin van die maand nie, nou skraap jy bymekaar nie. Nee, dit moet die eerste ding wees wat jy doen. Dan jou offer mag ook geen gebrek hê nie. Dit is wanneer jy na Abba toe kom met 'n offer, maar jy's nog kwaad vir iemand wat iets teenoor jou gedoen het, of jy self het iets teenoor iemand gedoen en nog nie gaan verskoning vra of vergifnis nie. So nou dat ons weet hoe om te gee, kom ons kyk na wat ons gee. So in Levitikus 1 leer ons van die eerste offer, en die eerste offer is die brandoffer, wat kom van die Hebreëse roetwoord, wat genoem word olah. En dit beteken om op te gaan, om te ontmoet en te herhaal. So wanneer ons hier by mekaar sit, sien ons dat die eerste offer aan Abba is om Abba te ontmoet in sy troonkamer en dit gereeld te doen. Dis nie 'n once-off ding wat jy doen en jy bid gou en dan is jy vergewe en dan gaan jy aan nie. Nee, dis 'n daaglikse ding wat jy herhaal oor en oor. In Levitikus 2 leer ons van die tweede offer, en dit is die graanoffer, wat in Hebreëus genoem word mincha, wat beteken 'n geskenk of 'n herdenking. So wanneer jy jouself as lewende offer aan Abba gee, dan dank ons hom vir die kos en voorsiening wat hy elke dag aan ons gee. Die derde offer leer ons van in Levitikus 3, en dit is die vredeoffer, wat in Hebreëus genoem word shelem, wat beteken beskerming en vernootskap. Ons leer die vredeoffer is om dankie te sê vir Abba, vir ons beskerming, en vir sy vernootskap met hom as die groter verbondsvernoot. En as gevolg van Abba se beskerming kan ons vrede hê. Dan die vierde offer, lees ons van in Levitikus 4, en dit is die sondeoffer, wat kom van die Hebreëse roetwoord chata, wat beteken om te sondig, om verkeerd te doen, of om verkeerd te gaan, en om die weg te mis. So met ander woorde, dit is wanneer ons kom na Abba Vader toe om jammer te sê vir ons sondes, om jammer te sê wanneer ons soms wegdraai van dit wat verkeerd is om te doen, maar ons weet baie keer dan is ons vriende in die wêreld en hulle doen dinge en dit lyk lekker, so jy wil deelneem en dan oortree jy die woord. So dis wanneer ons kom om jammer te sê vir daai, wanneer ons net so bietjie afgedwaal het. Dan die laaste offer, lees ons van in Levitikus 5 en 6, en dit is die skuldoffer. 'n Skuldoffer is wanneer jy na Abba toe kom vir vergifnis, vir enigiets wat jy oorskuldig voel. En dit is gewoonlik goed wat jy doen, wat jy dink, ek het weggekom, want niemand het my gesien nie. Maar jou gewete pla jou baie, want jy weet dat daar is nie iets wat jy kan doen wat Abba nie raak sien nie. So, dan kom jy na Abba toe en jy sê vir Abba, jammer daarvoor. So maatjies, ek wil gou vandag vir julle 'n storie vertel. Eendag het Sunny en haar maatjie op vakansie gegaan see toe. En op 'n dag speel Sunny en haar maatjie op die strand
en haar maatjie wandel af op haar eie. En in die oomblik tel sy 'n beursie op. Sy kyk rond dat niemand haar sien nie en maak die beursie oop. In die beursie was daar R100 gewees. En sy vat dit, sy sit dit in haar sak en sy gooi net weer die beursie op die grond neer. Nou omdat niemand haar gesien het nie, dink sy, "Sjoe, ek is baie gelukkig, ek het verniet R100 gekry." So maatjies, dink julle wat sy gedoen het is reg? Nee. Dit was nie reg gewees nie, want die Bybel leer ons dat wanneer ons iets optel van iemand anders, moet ons dit aan die persoon teruggee. Ons mag nie vat wat nie aan ons behoort nie. So wat moes sy doen? Sy moes die beursie na haar maatjie se ouers toe vat en vir hulle sê sy het die beursie opgetel sodat hulle die beursie aan die persoon kon teruggee, of as hulle hom nie kon opspoor nie, moes hulle dit na die naaste polisiestasie toe vat dat hulle die persoon kan opspoor en die beursie aan die eienaar teruggee. Ons moet altyd die regte ding doen en nie die maklikste nie. Die Bybel leer ons dat ons vergoed sal word vir ons goeie dade, want Abba se oë is altyd op ons. Hy sien ons wanneer niemand anders ons sien nie. En Abba beloon ons wanneer ons saam met hom in sy koninkryk sal gaan lewe. En ons lees hiervan in Romeine 2 vers 5 tot 7 wat sê: Maar ooreenkomstig jou in verhardheid en Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlik jou hart vergader jy in jou troon as jy 'n skat in die dag van die troon en die openbaring van die vervaardige oordeel van God wat elkeen sal vergeld na sy werke aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek die ewige lewe. Dan verder in Levitikus 7 leer ons oor die priesters. Soos ek gesê het, ons is vandag die priesters wat altyd in diens moet staan in Abba se koninkryk. So eerstens gaan kyk ons na die priesters se klere draag. Ons leer hier dat ons klere draag moet ons skei van die wat in die wêreld lewe. So ons gaan nie klere dra wat nie gepas is nie, soos hemde of rokke wat te kort is, of hemde en broeke met prente op wat goed adverteer wat nie van Abba Vader af is nie. Dan leer ons ook in Levitikus 8 van die priesters se betrokkenheid by die offers van die volk. En dit beklemtoon ons betrokkenheid in die leer van ons kinders en vriende hoe om te bid en om hulle te herinner om gereeld te bid tot Abba Vader in die naam van Yeshua deur leiding van die Heilige Gees. Dan in Levitikus 10 leer ons van 2 priesters wat nie Abba Vader se riglyne gevolg het nie. En hulle is deur Abba Vader se vuur verteer, want Abba is baie ernstig oor die riglyne wat hy gee. Abba Vader sê wat hy bedoel en bedoel wat hy sê. En Abba Vader verander nie. So ons kan nie Abba se riglyne wil verander om by ons te pas nie. Nee, ons moet inpas by Abba Vader se riglyne. Dan kom ons by seker een van die moeilikste gedeeltes en dit is Levitikus 11 wat gaan oor kosse wat ons mag en nie mag eet nie. Hoekom dink julle het Abba Vader hierdie in sy woord vir ons opgeskryf? Abba Vader het ons geskape en hy weet hoe elke selletjie in ons liggame werk. Hy weet wat goed is vir ons en hy weet wat nie goed is vir ons liggame nie. Meer as dit, Abba het alles geskape met 'n doel. So as Abba Vader die doel van alles ken
en hy weet wat goed is vir ons en wat nie, hoekom sal ons goed wil eet wat Abba gesê het nie goed is vir ons liggame nie? Abba Vader het 'n perfekte aarde geskape en toe het sonde in die wêreld ingekom en alles verwoes. En Abba het geweet, daar gaan kieme en virusse wees wat mense siek maak. En daarom het hy diere geskape wat vrotgoed vol kieme kan eet, dit inneem en nie weer laat uitkom nie, want hulle het nie sweetgaatjies nie. Dan is daar ook die wat onder water lewe, wat ander diere se afval eet en uitskeidings, en hulle filtreer dit in hulle sterte, en dan gaan mense en hulle gaan eet dit. Verder in Levitikus 12 leer ons ook reëls oor 'n vrou. So onder die priester wat die man in die huis is daar ook die riglyne aan die vrou gegee oor hoe om in die rol van 'n ma te werk en te reageer. Daar is reëls oor om nie aktief te wees wanneer daar veranderings in die vroulike liggaam plaasvind nie, en daar is ook 'n afsonderingstydperk na die geboorte van haar kinders, en dan na die afsondering moet 'n vrou dan 'n offer aan Abba Vader gee. So wanneer ons die reëls van Abba Vader volg, dan verlaag dit ons kanse vir siektes in ons lewens. En dan is dit ook soos Abba vir sy volk gesê het toe hulle by die berg was in Exodus: volg my wette sodat julle lank kan lewe in die land wat ek aan julle gee. Die landlewe het te doen met nie siek word nie, want Abba het gesê aan sy kinders dat volg my wette en dan sal ek die pla van Egipte nie oor julle laat kom nie. So ons weet die wêreld vandag is ons Egipte en daar is baie pla in die wêreld. So volgende in Levitikus leer ons oor hoe om te toets vir melaats. Nou ons weet dat melaats is 'n manifestering in die liggaamlike van sonde wat in die geestelike is. So moenie my verkeerd verstaan nie, ek sê nie dat alle siektes is as gevolg van sonde nie, maar soms kan dit wees en daarom moet ons dit toets en ondersoek. Dan in Levitikus 14 leer ons dat wanneer ons die siekte as gevolg van sondes vasstel, dan is daar 'n tydperk van afsondering by Abba Vader waar ons kom, waar ons kan genesing vind en dan weer gekleens word om terug te gaan tussen ons families. Ons leer ook dat persone wat genees is van melaats, moet hulself eers gaan was voor hulle aan die priesters gaan vertoon. Net so word ons ook vandag gewas met die waterbad van die woord en dan kan ons weer in Abba Vader se troonkamer ingaan. Ons leer ook in Levitikus 15 dat wanneer ons siek is, moet ons afsonder en nie almal aansteek nie. So nie ander aansteek nie, tot ons weer gesond is en dan mag ons die byeenkomste bywoon. En dit beklemtoon net dat wanneer jy siek is, moet jy ander mense in ag neem. Nie almal se gestel is dieselfde nie, so daar is party wat makliker siek word. En daarom sonder jy jouself af, word gesond en dan kom jy weer by die byeenkomste. In Levitikus 16 leer ons van die reëls wat gaan oor die dag van versoening. En dit is wanneer die hoëpriester die allerheiligste kon ingaan om versoening te doen vir die volk se sondes wat hulle deur die jaar gedoen het. En voor die hoëpriester die allerheiligste kon ingaan, moes hy eers homself deur 'n reinigingsproses gaan, anderster sou hy doodgaan in die teenwoordigheid van Abba Vader. En net so vandag, wanneer ons met Abba Vader praat, doen ons dit in respek en ontzag. Jy kan nie met die skepper van hemel en aarde praat asof hy jou vriend is nie, of met hom praat terwyl jy besig is om ander goeders te doen en jou fokus is nie op Abba Vader nie. Nee, ons gaan afsonder, rustig word,
jouself voorberei om jou volle aandag aan Abba Vader te gee. Dan leer ons die belangrikste deel in Levitikus, en dit is Levitikus 17, wat gaan oor die bloed wat versoening bring. En dit is nie net enige bloed nie, dit is die bloed van Yeshua, die lam van Abba Vader, wat eens en vir altyd gegiet is vir ons sondes. Dit is die enigste bloed wat ons kan red, want dit is die enigste bloed wat nie vloeke op het of sonde in het nie, en daarom kan ons net deur die bloed van Yeshua, die seun van Abba Vader, by die Vader uitkom, want Yeshua is die seun van Abba en hy het geen aardse bloed in hom nie, hy het nie 'n aardse vader nie. In Levitikus 18 leer ons oor om rein te lewe en hoe om ons liggame as tempels te gebruik, deur om nie buiteegtelike verhoudings te hê nie. Ons leer ook dat jy nie mag vir ander mans of vrouens kyk behalwe jou eie man of vrou nie. Ons moet 'n wag voor ons oë hê, net soos die een wat voor ons mond is, wat maak dat ons regverdig optree en spreek. Ons mag ook geen offers aan afgode bring nie. Dit beteken ook dat jy nie mag geld of jou werk belangriker ag as jou familie nie, want as jy doen, gee jy jou familie op vir rykdom, en dit is dieselfde as om jou familie te offer aan die geldgod. Ons mag ook geen verhoudings hê met dieselfde geslag as wat jy is nie. Nou die wêreld adverteer dit as normaal en oukei, maar ons weet die woord van Abba Vader sê duidelik in Levitikus 18:22, met 'n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos met 'n vrou nie. Dit is 'n gruwel. Dan in Levitikus 19 leer ons oor om jou vader en jou moeder te eer. So kinders, dit beteken om vir mamma en pappa te luister, al voel jy nie altyd lus nie. Soos wanneer jy buite speel en mamma sê vir jou kom in en kom bad. En jy voel, maar ek wil nog so 'n bietjie buite speel, ek wil nie nou al inkom nie. So, mamma en pappa, of Abba Vader het jou aan mamma en pappa gegee om op te voed en te leer wat reg en wat verkeerd is. En daarom het hulle reëls in plek gesit om jou veilig te hou, want mamma en pappa is baie lief vir jou. Ons leer ook verder in Levitikus 19 om besorg te wees oor die armes en die weduwees. Ons as geestelike familie moet mekaar bystaan en ondersteun, want dit is die wil van Abba Vader, en dit val onder die tweede stel wette wat van die 10 gebooie wat sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dan leer ons ook dat jy niemand mag haat of enige leuns van iemand mag vertel nie. Abba leer ons ook dat ons nie enige waarsêers of towenaars mag raadpleeg nie. En dit is ook soos daai wat hulle in die huisgenoot het, wat jy jou sterreteken kyk en dan gee dit al hierdie uitgoed. Ons mag nie dit nie. Abba Vader is die enigste een wat buite tyd is en wat weet wat vorentoe in jou lewe gaan gebeur, en hy sal dit aan jou openbaar op die regte tyd, indien nodig vir jou om te weet. Dink aan die boek van Job. Job is deur die vyand getoets, maar Abba Vader het nooit aan hom geopenbaar dat hy deur 'n toets gaan nie. En nog steeds het Job volhard tot die einde van sy lewe. En net so moet ons volhard, al het ons nie altyd die antwoord oor die situasie waarin ons onsself bevind nie. Verder leer ons dat almal vir Abba Vader gelyk is. Ons mag nie ander mense sleg behandel nie. Dan in Levitikus 23 leer ons oor Abba Vader se feeste. En dit is die enigste feeste wat Abba Vader sê ons moet vier, en ons gaan dit vir altyd vier. Abba se feeste verwys na Yeshua ons verlosser. So, hoekom wil ons dit nie vier nie?
waar die wêreldse feeste verwys na afgodsdiens. Dink terug aan die fees wat Aaron, toe hy die goue kalf gebou het, het hy gesê, môre is 'n feesdag vir Abba Vader, en hy het die fees aan Abba Vader uitgemaak, maar ons weet dat as gevolg van daai fees en daai goue kalf, het daar 3000 mans gesterf daai dag. Abba sê ook in Amos 5 vers 21 en 22, ek versmaand julle feeste en het geen welgevalle aan julle feestydde nie, want al bring julle vir my brandoffers saam met julle spysoffers, ek het daar geen welbehae in nie, en die dankoffer van julle vetgemaakte kalwers sien ek nie met welgevalle aan nie. So as Abba Vader die feeste haat, kom wil ek dit vier. Nou kom ons ook by 'n baie moeilike konsep, en dit is in Levitikus 25 wat gaan oor die jubeljaar, waar ons alle skuld moet afskryf wat nog aan ons geskuld word, of alle slawe moet vryspreek, en elkeen se grond moet aan hom teruggegee word. Nou, ons het nie vandag meer fisiese slawe nie, maar ons weet ook wanneer iemand by jou geld leen, dan word daai persoon 'n slaaf van jou. Want solank as wat hy jou geld skuld, sal hy enigiets doen wat jy vir hom vra. Ek sê nie, jy mag nie iemand geld leen of help nie, maar wat ek sê is, jy mag nie misbruik maak van die skuldgevoel wat in die persoon is, wat hy teenoor jou het nie. Dit kom weer terug na jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en moenie aan ander doen wat jy nie wil hê hulle moet aan jou doen nie. Dit staan in Matteus 7 vers 12 en Lukas 6:31. En dan na 'n tydperk van 49 jaar moet jy die persoon se skuld afskryf en hy moet vrygespreek word. Dit is presies wat met ons gaan gebeur wanneer Yeshua kom met sy wederkoms en ons skuld wat deur sonde in ons lewens aangeteken word, afgeskryf word deur Yeshua, en ons word vrygespreek as slawe, en dan word aan ons die land gegee wat aan ons behoort, wat ons in Abba Vader se koninkryk gaan beerwe. En dan nog 'n baie belangrike deel, reg deur Levitikus sê Abba Vader om die Shabbat te heilig. Ons lees dit in Levitikus 16:31, 19:3, 19:30, 23:3, 24:8 en 25 vers 2 tot 6. So Abba leer my deur die boek van Levitikus om heilig te wees, is nie net om afgesonder te wees van sonde nie, maar dit moet vertoon ook in my lewe. Dit moet gewys word aan mense in alles wat ek doen. So, om die boek van Levitikus net kortliks op te som, het Abba Vader my geleer om heilig te wees, is om Abba Vader reg te nader in gebed, om ander mense lief te hê en regverdig te behandel, om my kinders te leer in Abba Vader se weë, om daagliks myself te ondersoek vir sondes in my lewe, hoe om in my priesterrol in my huis te staan en my vrou en kinders te onderrig, hoe om reg te eet om my liggaam skoon en gesond te hou, en hoe om anders te lyk as die wêreld in my optrede, my kleredrag en my manier van praat, sodat ek afgesonder kan wees in Abba Vader se teenwoordigheid. So mag Abba Vader elkeen van julle ook kom leer en mag julle regtig Abba Vader se teenwoordigheid voel in julle alledaagse wandel
en mag julle geseën wees in alles wat julle doen. So kom ons sluit die oë. Papa Vader, dankie Heer dat U vir ons riglyne in U woord te kom gee, hoe om anders te wees, hoe om anders te lyk en op te tree as wat die wêreld dit doen, sodat ons geklassifiseer kan word as afgesonder vir U, Papa Vader. Dat ons heilige priesters kan wees wat in diens staan vir U koninkryk. Papa Vader, want ons is nie op hierdie aarde net om 'n lekker tyd te hê nie. Ons is hierso om 'n verhouding met U te hê, om U te openbaar in alles wat ons doen, om U lig te gaan skyn in 'n donker wêreld en om mense en ons kinders te leer hoe om U te ken, Papa Vader, in 'n intieme verhouding, sodat U eendag vir ons kan sê dat U het ons geken en ons die ewige lewe saam met U kan hê, want ons is in afwagting vir ons bruidegom Yeshua wat gaan kom, wat ons gaan kom haal en ons gaan vat na ons ewige woning toe. Ons weet dat ons is net tydelik op hierdie aarde en ons is nou in ons tentwoning en daarom wil ons alles in ons vermoë doen om te verbeter, om meer te doen vir U, Papa Vader, om U naam te dra en U reg te verteenwoordig in ons lewenswandel. Papa Vader, dankie dat U bemoeienis maak met elkeen van ons, dat U vir ons 'n woord gegee het wat geskryf is om ons te help om in ons al die riglyne te gee, om saam met U te kan wandel, om U te kan ken, Papa Vader, U karakter te kan ken. Papa Vader, U sê in die woord dat ons moet hierdie blessing uitspreek. Yevrechecha Yahweh vahishmarecha. Ya'er Yahweh panavilecha vichuneka. Yesa Yahweh panavilecha viasem lecha shalom. Mag Yahweh jou seën en jou beskerm. Mag Yahweh sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. En mag Yahweh sy aangesig na jou toe oplig en aan jou shalom vrede gee. Dankie Papa Vader dat ons weet dat ons vrede kom van U af en dat U ons wil bless in alles wat ons doen. Ek bid dit alles in die naam van Yahweh, of in die naam van Yeshua, die Seun van Yahweh, ons Verlosser. Amen. Shabbat Shalom.